Een van die dinge wat ons eintlik nie moet vergeet nie, maar ek dink tog baie min aan dink, is die feit dat ons voortdurend besig is om geestelik, innerlik te bou. In 2 Korintiërs 10 vers 8 sien ek daar staan, die Here het aan ons die bevoegdheid gegee om julle op te bou, nie om julle af te breek nie. Die werk van Paulus, van enige geestelike werker en onsself is om op te bou en nie af te breek nie. Om hierdie bouproses en die materiaal beter te beskryf, kyk ons na 1 Korintiërs 3 verse 12 tot 13, waar daar staan, of dit nou goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fundament, dit is nou Jesus, bou. Nou, dit is baie belangrik om jou materiaal reg te kies, want vers 13 sê, elkeen se werk sal aan die lig kom. In 1 Korintiërs 14 vers 4 praat hy oor die voordeel van die spreuke in tale en dit wat vir die persoon wat spreek en die wat hoor inhou. Hy sê, hy wat in 'n taal spreek, bou net homself op, maar die een wat profeteer, bou die gemeente op. So dit is baie belangrik dat ons sal verstaan, daar's verskillende maniere hoe ons opgebou kan word en hoe ons opbou. Judas 20 sê, julle geliefdes, moet voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. So, te midde van alles, het ons die voordeel dat geloof wat reg gebruik word, deel is van hierdie bouproses, van hierdie ontwikkeling van jou geestelike mens. Kom ons sien dit raak en kom ons rig ons daarop, dat ons sal bou en nie afbreek nie. Loop mooi.